Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Gun my asseblief die geleentheid om dankie te sê. Baie dankie vir elkeen wat ons musiekfees bygewoon het, vir elkeen wat 'n skenking gemaak het, wat iets gemaak het, wat kom verkoop het, wat gewerk het, wat hulle tyd afgestaan het, of wat dit net saam kom geniet het. Ons waardeer julle opreg. Dan wil ons ook baie dankie sê vir elkeen wat vir ons hulle maandelikse bydraes in ons bankrekeninge inbetaal. Ons waardeer julle ondersteuning opreg. Indien u dalk die bankbesonderhede benodig, gaan kyk gerus op ons WhatsApp groep of op ons Facebookblad. En dan indien u ietsie inbetaal, asseblief onthou om in die verwysing te sê dis vir die koskas of dis vir die orrelprojek of waarvoor dit ook al gaan, sodat ons net presies weet waar om die geld te allokeer. Dan begin my die geleentheid om die voorbereidingslys weer aan u voor te hou. Ons vra nog steeds voorbereiding vir Tannie Martie Potgieter en haar gesondheid, vir Tannie Dina Grobbelaar se kleinseun wat nog onder behandeling is, oom Johan Annandale en sy gesondheid, vir Wim Pinaar wat uitdagings het met sy voet, en dan vir Corrie Diedriks wat uit die hospitaal uit is en tans tuis aansterk. En dan sê Tannie Didi baie dankie vir elkeen wat in hulle gebede ook aan haar dink. Op hierdie stadium is haar behandeling vereers verby en het sy gevra dat ons vereers haar naam van die voorbereidingslys afhaal, maar ons dink nog steeds aan haar en die pad wat vir haar voorlê. So baie dankie aan elkeen van u wat voorbereiding doen vir hierdie individue. Indien daar iemand anderste is van wie ons nie bewus is nie, wil ek vra dat u ons asseblief daarvan in kennis sal stel. Dit is dan nou al wat ons afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons vir 'n oomblik sal rustig raak in God se teenwoordigheid en dat ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. Kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer by U kan kom stil staan. Dankie dat ons in U teenwoordigheid mag inbeweeg. Dankie vir die reën wat die afgelope week geval het, vir die son wat so nou en dan uitgekom het en geskyn het. Ag Vader, vir die feit dat ons 'n bietjie 'n blaaskans kan kry in die skoolvakansie. Vader, en ja, vir die feit dat U ons elke dag wakker gemaak het, dat U elke dag die pad saam met ons stap, dat U goed is vir ons, dat U vir ons sorg, dat U ons Vader is. Vader, hier waar ons in lydingstyd is, kom ons na U en ons kom vra vir U, dat U ook saam met ons hierdie pad sal stap, dat U ook vir ons sal wys wat ons moet raak sien en wat ons moet hoor uit bekende tekste uit, sodat ons die tekste nie net sal verstaan nie, maar dat ons dit sal deel maak van ons lewens en sodat ons dit sal kan gaan uitleef. En daarom kom vra ons, Here, spreek, ons as die kinders luister. Amen. Nou geliefdes, glo dit of nie, ons is by die tweede laaste stel kruiswoorde. Volgende week staan ons by die laaste stel stil en dan is dit Paasnaweek. Maar vereers gaan ons stil staan by die tweede laaste stel woorde. En dit tref ons aan in Johannes 19. Nou u sal weet, ons het nou al 'n paar keer by hierdie teksgedeelte stil gestaan, maar party van die kruiswoorde vind ons in dieselfde teksgedeeltes. So ek wil vir u vra, indien u die Bybel by u het, dat u asseblief sal oopmaak en sal saamvolg. Ons lees uit Johannes 19 vanaf vers 17 tot 30. Daar staan: Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kopbeenplek toe, soos dit genoem is in die Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: Jesus van Nasaret, koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê: wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar: ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê: hulle het my klere onder mekaar verdeel
en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar seun in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptapkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en sy laaste asem uitgeblaas. Nou geliefdes, ons lees net tot sover. Geliefdes, ons is steeds besig met ons reeks verleidingstyd. En as ons by hierdie tweede laaste stel kruiswoorde stil staan wat sê, dit is volbring, dan bring dit my by 'n gedagte wat ek graag 'n bietjie met jou wil toets. En die gedagte is dat ons as mense daaraan skuldig is, dat ons iets begin, maar dit nooit regtig voltooi nie. Partykeer sal ons iets wat klein is, vinnig begin en afhandel, maar gewoonlik as dit groot projekte is, dan is ons geneig om of baie lank daarmee besig te wees, of ons begin iets en dan verloor ons 'n bietjie moed en dan sit ons dit neer, sal ons dalk later weer daaraan aandag gee, of selfs nooit weer daaraan aandag gee nie. Ons almal het ietsie wat ons begin, maar nooit klaar maak nie. En ek weet dit geld vir die meeste van ons, want dit geld ook maar vir my. Partykeer begin jy 'n boek lees en dan fascineer die boek jou nie regtig nie, en dan sit jy hom neer, maar eintlik moet jy hom klaar lees, en weet jy, dis goed vir jou om ook ander tipe genres te lees, maar dan lê daai boek vir 'n week of 3 of selfs 'n maand of 2 op die kas voordat jy hom weer aandurf. Party van ons is so wanneer dit kom by puzzle bou. Jy begin 'n puzzle bou en dan sit jy hom onder 'n blad of iewers en dan vergeet jy daarvan of jy stel dit uit tot die volgende vakansie om dan weer net 'n stukkie daarvan te bou. Dalk is dit naaldwerk of breiwerk of selfs hekelwerk wat daar lê en waarmee jy besig is, maar wat jy nog nie heeltemal klaar gemaak het nie. Daar is dalk 'n kas of 'n kamer of selfs die motorhuis wat jy weet reggepak moet word, maar jy sien net nie kans om dit nou te doen nie. Ek weet van mense wat nog bokse in hulle huis het van die trek af en wat dit nog nie uitgepak het nie, want hulle het of nie plek nie of hulle het nie lus om dit uit te pak nie. Daar is dalk 'n projek wat jy aangepak het wat jy nog nie voltooi het nie. En ons het altyd die beste bedoelings om dit klaar te maak of dit te doen, maar elke keer dan val daar iets voor en dan word dit uitgestel tot môre of volgende week of die naweek of selfs die vakansie. En partykeer word dit net nooit gedoen nie. Nou die rede waarom ek hierdie gedagte by julle wou toets om te hoor of dit net ek is en of dit julle ook is die feit dat dit so mooi aansluit by ons gedeelte. Want as ons kyk na die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, wat die kruiswoorde van Jesus bevat, dan sal ons sien dat nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Jesus het eerstens sy lippe en sy mond nat gemaak deur die suurwyn te neem, en toe hy dit klaar geneem het, het hy basies gesê dat hy alles gedoen het wat hy moes doen, en hy het sy kop vooroor laat val en sy laaste asem uitgeblaas. Daar is baie emosie wat in hierdie enkele woorde vasgevang word. Wanneer ons kyk na die emosie, dan wil ek hê jy moet dit beleef en jy moet dit besef. Want hierdie woorde wat Jesus uitgespreek het, was nie woorde van opgee of verloor nie. Dit was eintlik 'n verklaring wat Jesus Christus gemaak het. Dit is volbring, beteken dis afgehandel. Ek is klaar daarmee. In Engels sal 'n mens dit vertaal met it's finished. En ek wil hê ons moet vir 'n oomblik hierdie emosie wat Jesus beleef het,
moet ons ervaar en beleef. En ek wil hê jy moet terugdink aan 'n projek wat jy aangepak het. En nie sommer net ietsie kleins soos 'n stukkie naaldwerk of iets nie. Ek wil hê jy moet dink aan 'n groot projek wat jy onlangs aangepak het. Dalk 'n groot dubbelbed kombers wat jy moes brei of 'n trei of selfs 'n projek by die werk wat jy moes aanpak. Dink daaraan hoe jy vir ure lank hard gewerk het aan hierdie projek, hoe jy nagte lank omgesit het, hoe jy hieroor gedink het, dit beplan het, dit gedoen het, en hoe jy soms moedeloos was of selfs moeg was en gewonder het of jy dit ooit sou klaar kry. En dan uiteindelik kry jy dit klaar. En ek wil hê jy moet dan daardie gevoel van verligting beleef. Want ek weet nie van julle nie, maar as ek so groot projek het, dan sal ek as ek klaar is sê, yes, uiteindelik, ek is klaar. En daar sal 'n sig van verligting oor my kom, omdat ek hierdie projek afgehandel het. En dan die volgende dag, in plaas van om weer daaraan te werk of iets, dan sal ek sê, sjoe, dankie tog, dis klaar, ek hoef nie vandag weer daaraan aandag te gee nie. En dit is gewoonlik die gevoel wat ons het, wanneer ons iets voltooi het, wanneer ons doel bereik het. Dit is 'n verklaring wat ek en jy maak, dat ons nie opgegee het nie, dat ons aangehou het met hierdie projek, al was dit vir ons moeilik, al was dit nie altyd vir ons lekker nie, al het ons moeg en moedeloos geraak. Ons het dit klaar gemaak, ons het oorwin. En op die einde van die dag, as ons terug staan en ons kyk na die eindresultaat, dan voel ons trots op die resultate wat ons behaal het, op die feit dat ons nie moed opgegee het nie en dat ons dit klaar gemaak het. Nou dit is hierdie selfde gedagte wat na vore kom in ons teksgedeelte wanneer Jesus Christus aan die kruis sê, dit is volbring. Nou in die Grieks word dit met een woord vertaal en die woord wat daarvoor gebruik word in die Grieks is tetelestai. Dit beteken letterlik voltooi, betaal of selfs perfek. Nou in Jesus se tyd was dit 'n baie bekende finansiële term wat verwys het na twee dik parallelle strepe wat oor 'n skuldbrief getrek is en waar tussen daar geskryf is: hierdie skuld is ten volle betaal. Wanneer Jesus hierdie woorde uitroep, dan verklaar hy dat hy ten volle betaal het vir al ons sondes. Hy het die skuldbrief teen ons uitgedelg deur dit aan die kruis vas te slaan. Maar wat vir my nog meer uitstaan, is dat dit vir altyd geld. Dis nie net 'n eenmalige proses wat plaasgevind het, wat oor en verby is nie. Wanneer ons kyk na die woord wat in Engels gebruik is om dit te vertaal, dan sal ons sien, hulle gebruik die continuous tense wat aan hierdie woord gekoppel word, wat beteken, dit hou nie op nie. Dit hou aan in die toekoms in. Die skuld bly ten volle vereffen. Die lam bly perfek. Die werk is vir altyd klaar. Die feit dat Jesus dit met 'n harde stem uitgeroep het, sê vir ons dat dit iets is wat belangrik is, wat hy wou beklemtoon. Jesus het sy lewensmissie voltooi. Geliefdes, van dag 1 af, wat Jesus op aarde was, het hy geweet dis waarvoor hy aarde toegekom het. Vir hierdie oomblik. Die hele evangelie hang af van hierdie moment. Al die profesieë wat geprofeteer is, word nou vervul. Jou en my hoop, ons oorvloedige lewe, ons verlossing, hang van daardie woorde af. Jesus maak klaar. Hy voltooi wat hy begin het. Johannes herinner ons reg deur die evangelie op verskillende plekke en maniere dat dit Jesus se lewensmissie is. Johannes 4 vers 34 sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Johannes 17 vers 4 sê,
Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U my gegee het om te doen. Jesus het verstaan waaroor sy lewe gegaan het en soos hy aan die kruis hang en besef dat elke profesie vervul is, roep hy uit, dit is volbring, dit is klaar. Geliefdes, Jesus het sy lewensmissie voltooi, maar net soos wat hy 'n missie gehad het, so moet ek en jy ook besef dat elkeen van ons ook vandag 'n missie het en dat ons sin nog nie voltooi is nie. Ek en jy het nog nie ons taak voltooi nie. God het ons op hierdie aarde geplaas met 'n spesifieke doel, met 'n spesifieke roeping en ek en jy moet in sy doel inbeweeg, in die roeping inbeweeg wat hy vir my en jou bepaal het, sodat ons sy plan vir hierdie verlore wêreld kan uitvoer. Ons moet armoede aanspreek. Ongeregtigheid moet deur ons aangespreek word. Ons moet opstaan vir die weduwees, die ou mensies en die weeskinders. Ons moet liefde bring in 'n liefdelose wêreld. Hoop bring waar daar nie hoop is nie. Lig waar die donkerte heers. Ons as kerk moet daar wees vir almal en almal moet in ons kerk welkom wees. En ons moet mense begelei tot 'n dieper verhouding met God die Vader. Geliefdes, sal dit nie wonderlik wees as ons aan die einde van ons aardse lewe dieselfde kan sê as wat Jesus gesê het toe hy gesê het, dis klaar, dis volbring. Sal dit nie wonderlik wees as ons dieselfde kan sê nie, as ons kan sê, ons is klaar, ons het ons roeping uitgeleef, ons het ons opdrag voltooi. Geliefdes, dis egter vir my belangrik dat ek en jy op daai punt moet kan kom, maar om op daai punt te kom, moet ek en jy vandag vir onsself vra, is ons nog besig om saam met God te wandel en saam met hom te werk? Is ons nog besig om geestelik te groei? Is ons nog besig om met God ons lewensmissie aan te pak? Groei ons in ons lewensmissie? Leef ons dit nog uit? En is daar dalk iets wat ek en jy begin het, maar nog nie klaar gemaak het nie? Of is daar dalk iets wat ek en jy nog moet begin, wat ons nog nie begin het nie, wat God dalk al lankal vir ons gevra het om te doen, maar wat ek en jy nie kans sien om te doen nie, of wat ons dink ons nie in staat is om te doen nie. En dan het dit dalk nou tyd geword dat ek en jy dit sal begin aanpak, en dat ons dit sal doen. Want geliefdes, onthou, ons kan so besig raak met 'n klomp dinge, dat ons nie uitkom by dit wat God wil hê ons moet doen nie. Daar's daai gesegde wat sê, ons is so besig met die dinge van die Here, dat ons nie by die Here van die dinge uitkom nie. En dit is ook waar van ons lewens. Ons kan so besig wees met fondsinsamelings en allerlei instandhoudingswerk en dergelike, dat ons nie by ons roeping uitkom nie. Ek kan so besig wees met preek skryf en, dat ek nie uitkom by dit wat God wil hê ek moet by uitkom nie. En daarom is dit belangrik dat elkeen van ons sal seker maak dat ons besig is met die dinge waarmee God wil hê ons moet besig wees. Dat ons besig is om ons roeping uit te leef, dat ons besig is om die opdrag wat God vir ons gegee het uit te leef. En dalk is jy alreeds besig om dit te doen, maar God wil hê jy moet jou dalk ingrawe in dit waarmee jy besig is. Kom ek verduidelik dit. Jy is dalk reeds besig om voorbereiding te doen vir die gemeente. Maar miskien moet jy 'n intercessor wees vir God die Vader. Jy is dalk reeds betrokke by sorg of die kerkraad of selfs een of ander aksie, maar God wil dalk hê jy moet 'n nuwe bediening op die been bring. Ek en jy moet daagliks by God se voete gaan sit en by hom hoor, is ons nog besig met dit waarmee ons moet besig wees. Want geliefdes,
Soms is ons as mense ons grootste struikelblok. Die feit dat ek en jy soms besig is met die verkeerde dinge, of die feit dat ek en jy net droom en beplan en nooit tot aksie oorgaan nie. Want ons droom die mooiste drome, ons maak die beste planne, ons praat baie, maar ons doen min. Wanneer dit oorgaan tot aksie, dan hou ons op daarmee. Dan bly die drome en die planne bly by beplanning en niks word uitgevoer nie. Geliefdes, en dit is ongelukkig waar van ons persoonlike lewe, maar ook van ons geestelike lewe. En vandag moet ek en jy hoor dat ons moet oorgaan tot aksie. Die tyd vir aksie is nou. Anders gaan ek en jy nie eendag kan sê soos Jesus, dit is voltooi, dit is volbring nie. En ja, ons gaan dalk nie dadelik sukses behaal nie. Ons gaan dalk iets 'n paar keer moet probeer of selfs verander voordat dit gaan werk. Maar as ons nie gaan begin nie, gaan ons nêrens kom nie. Ek wil dit probeer verduidelik aan die hand van 'n voorbeeld. Ek wil die Ironman kompetisie as 'n voorbeeld gebruik. My tannie en my oom het 'n paar jaar gelede het hulle aan hierdie kompetisie deelgeneem. As hulle nie voor die tyd begin oefen het nie, sou hulle nie hierdie kompetisie kon gedoen het nie. Omdat hulle geoefen het, kon hulle aan hierdie kompetisie deelneem en kon hulle dit klaarmaak. Ja, hulle het dalk nie gewen nie, maar in hulle oë het hulle die oorwinning behaal, want hulle het hierdie kompetisie, wat baie straf is, het hulle voltooi. En hulle weet nou wat om te verwag. Hulle weet as hulle dit weer wil doen, hoe om die oefentyd aan te pas, wat om te verander, waaraan om aandag te gee en waaraan om te werk. Maar as hulle nie geoefen het nie, sou hulle nie kon deelneem nie en sou hulle nie sukses behaal het nie. Dieselfde geld vir my en jou lewensmissie. As ons eers begin, dan leer ons soos wat ons aangaan. En dan verander ons en pas ons aan soos wat nodig is. Die feit is, ons het begin en dit is die belangrikste. Geliefdes, wat is daar in jou lewe wat nog nie klaar gemaak is nie? Ek wil hê jy moet 'n bietjie daaroor nadink vandag. Wat is daar wat jou keer om jou lewensmissie te voltooi? Wat is daar wat jy dalk moet verander of moet aanpak of moet doen? Wie is daar wat jy dalk moet vergewe of vryspreek vandag? Wie is daar wat jy dalk om verskoning moet gaan vra vir jou optrede? Of dalk moet jy om verskoning vra omdat jy glad nie opgetree het nie? Dalk is dit tyd dat ek en jy beheer van ons lewe moet oorgee aan Jesus. Of dalk is dit tyd dat jy weer committed aan jou huwelik sal raak en weer moeite daarmee sal begin doen en daaraan sal begin werk. Dalk is dit tyd om erkenning te gee aan iemand vir iets wat hulle vir jou gedoen het of wat hulle vir jou beteken in jou lewe. Dalk sit jy met 'n verslawingsprobleem en moet jy dit vandag erken en besluit om hulp te gaan kry. Of dalk sit jy met 'n klomp skuld en het dit tyd geword om daardie skuld af te betaal. Begin net vandag daarmee. Gaan oor tot aksie. Nou kan jy vir my vra, maar hoe begin ek? Waar begin ek? Ek probeer al so lank om my skuld byvoorbeeld af te betaal, maar kry dit net nie reg nie. Die feit is dat ons moet besluit om iets te doen en dat ons daai eerste tree moet gee en dat ons vir die Here moet vra om ons te help om daai eerste tree te gee. En weet jy wat, as ons eers daai eerste tree gegee het en die Here vertrou, dan gaan hy ons die volgende dag help om die volgende tree te gee en die dag daarna om nog 'n tree te gee. En so gaan ons die proses aan die gang sit en gaan ons begin om hierdie projek aan te pak en dit op die einde van die dag met die hulp van God die Vader en van die Heilige Gees te voltooi. Geliefdes, ek wil vandag afsluit met 'n storie wat ek raak gelees het, wat so mooi by hierdie gedeelte pas. Die storie van Johan Akwari van Tanzanië, wat sy versier op die Olimpiese medalje in die marathon gesit het.
Halfpad deur die marathon het hy 'n ongeluk gehad. Hy het sy knie oopgeval en sy knieskyf het geskuif. Almal het besef dat hy nie die marathon sou kon klaarmaak nie, maar hy het aangehou hardloop. Hy het nie opgehou daarmee nie. Later in die stadion het dit begin leeg raak, want al die ander atlete het al meer as 'n uur terug hulle wedloop voltooi. Johan het in die stadion ingehardloop wat amper leeg was, om oor die wenstreep te hardloop. Met sy beseerde knie, al krippel, het hy oor die wenstreep gegaan en klaargemaak. Met 'n handdoek om sy knie waar die bloed geloop het hy op die einde van die dag hierdie marathon voltooi. Toe hulle na die tyd vir hom vra, hoekom het hy aangehou hardloop, het hy geantwoord: "My land het my nie 500 myl gestuur om die reis te begin nie. Hulle het my gestuur om dit klaar te maak." Vandag moet ek vir jou vra, is daar iets wat jy moet begin, of is daar iets wat jy moet voltooi? Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here in Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend gehoor het dat Jesus aan daai kruis gehang het en dat hy sy lewensmissie voltooi het. Dankie dat Jesus Christus 2 dik swart strepe oor ons skuldbrief kom trek het en daarop geskryf het: dit is betaal. Dit is klaar, dis voltooi. Dankie dat Jesus aan daai kruis gesterf het om ons sondes te vergewe en te kom skoon was, ons te kom reinig en om ons te kom herstel in ons verhouding met U. As dit nie daarvoor was nie, sou ons nie vandag hier gesit het nie, sou ons nie die geleentheid gehad het om by U voete te kan kom sit en vir U te kan vra om die pad saam met ons te stap nie. Vader, baie dankie vir daardie opoffering wat Jesus vir ons kom maak het. Christus, dankie dat U opdrag voltooi het. Dankie dat U dit volbring het. Ons weet ook dat elkeen van ons 'n missie het, dat elkeen van ons 'n opdrag het, maar Vader, ons is so geneig om dinge te begin en dit nie klaar te maak nie. Omdat dit te moeilik is, of omdat ons voel ons is nie bekwaam genoeg of toegerus genoeg nie, of selfs nie eers te begin nie, want ons vertrou onsself nie om dit te kan doen nie. Ons vertrou U nie genoeg om ons toe te rus en in staat te stel nie. En ek wil kom bid en ek wil kom vra dat U ons sal help hiermee, dat ons nie net sal weet wat ons missie en ons roeping is nie, maar dat ons dit ook sal uitleef. Vader, dat ons dit sal uitleef in hierdie stikkende gebroke wêreld en dat ons 'n verskil sal maak omdat ons gehoorsaam is aan U. Vader, ons weet dit gaan nie altyd maklik wees nie, maar ons weet met U hulp is enigiets moontlik en daarom kom vra ons Gees van God, help ons hiermee. Vergewe ons dat ons nie altyd in ons roeping inbeweeg nie. Vergewe ons dat ons nie altyd doen wat U wil hê ons moet doen nie. Maar kom help ons om voortaan met geopende oë en ore in hierdie wêreld te leef, sodat ons so kan leef soos wat U wil hê ons moet leef, sodat ons ook op die ou einde van die dag kan sê, dit is klaar, dit is volbring. Ons het ons roeping voltooi, soos wat Jesus dit gesê het. Dankie dat ons weet enigiets is moontlik. Dankie dat ons dit uit ons ware verhaal kon hoor. Dankie dat ons dit uit ons eie lewens kan raak sien. Vader, daar is soveel goed wat ons al gedoen het, waar teen ons opgesien het, of waarvoor ons nie kans gesien het nie, en wat vir ons moeilik was, maar wat ons voltooi het, en dan het ons 'n gevoel van oorwinning gehad, en daardie gevoel het ons geïnspireer om ander projekte aan te pak. Help ons om ook dieselfde te voel ten opsigte van ons geestelike lewe en die roeping wat U vir ons het. En dankie dat ons kan weet dat ons dit nie alleen aanpak nie, maar dat ons dit met U hulp aanpak. Vader, ons kom bid vandag vir diegene in ons gemeente wat siek is. Ons dra hulle aan U op. Hierdie pad wat hulle moet stap, Vader, gee hulle krag om dit te stap. Vader, as dit U wil is, bring genesing, versterk hulle en hulle geliefdes wat saam met hulle hierdie pad moet ander. Vader, in ons bid vir ons gemeente en ons vra dat U vir ons duidelik sal uitwys wat ons as gemeente se roeping is, wat die pad is wat ons moet stap en dat ons dit nie net sal begin stap nie, maar dat ons dit ook sal voltooi, dat ons dit ook sal klaarmaak en dat ons in die proses honderde, duisende mense se lewens sal aanraak, dat ons 'n verskil sal maak en dat mense sal sien
Ons gemeente dien die lewende God. Dankie dat ons dit mag bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met u kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God ons deur sy krag staande hou. Mag God ons in sy almag beskud. Mag God ons deur sy wysheid onderrig. Mag God ons met sy hand toevou. Mag God ons met sy skild beskerm en mag sy leerskare ons bewaar teen die valstrikke van die bose en die versoekings van die wêreld. Mag Christus en sy reddende genade met ons wees, vandag tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.